Hallo julle en welkom hier saam met ons by die Verdiep podcast. Hier by my is Pastor Ilse Woliter. Pastor, welkom. Thanks, Pastor. As hy, ons kuier sommer vandag bietjie saam rondom die gedagte, die ompad. Die ompad. Rosie vertel nommer 3. Rosie vertel nommer 3. Daai Rosie is my Rosie, by the way. Rosie. En Jou beautiful Rosie. my vroutjie het hierdie storie kom vertel van Jona. En elke keer dan bring sy een van hierdie stories uit die Bybel uit wat al hierdie lewenslesse het, al hierdie diep geestelike lesse het wat ons moet leer. En dan bring sy en sy maak dit iets vans, iets eenvoudig en dan kom die kinders by mekaar en ons noem dit 'n familiediens en hulle doen die opvoering en hulle sing saam en alles en voor ons kom by die diep geestelike boodskap daarvan, wil ek net eers gou sê vir die wat daarna luister en nie was nie, julle het so uitgemis. En net sê hoekom ons dit doen. Yes. Ja, pastor, jy weet, ons kan baie keer so ernstig raak rondom die woord van God, want dit is die woord van God, dit is 'n heilige God waarmee ons te doen het, maar tog het hierdie heilige God waarmee ons te doen het, tog het hy tyd gemaak vir die kindertjies. Hy het, en joy is part of his world. Joy Amen. is absolutely part of his creation. Hy kinders create, so waarom dan dit skiep en dalk nie selfs 'n les dan uit dit uit leer nie. Hoekom die kinders verhinder? Hoekom die kinders verhinder? Ek dink in die skrif waar Jesus besig is om mense te bedien en te teach en die kindertjies kom nader gehardloop en daar's hierdie hele ding wat aan die gang is en ek kan dink dit moes redelik chaos gewees het, soos Sondag. Jy weet, dis bietjie uit my comfort zone uit. So jou vrou het die ability om georganiseerde chaos maar op so 'n mooi manier die beste uit kinders uit te kry. En Sondag is dit presies die beste uit elke kind uit, maar op 'n stadium kyk ek almal en ek dink vir myself, die beste kind uit elke groot mens uit op hierdie stadium. Ja, behalwe die beste uit my. Ek kan nie dit doen nie. Ek hardloop weg as hulle my nooi vir 'n laerskool of kleuterskool opening of iets. Ek hardloop weg. Dit is nie my bediening nie en ek so out of my comfort zone. Ek het Sondag sien, ek het sommer die afkondigings verkeerd en ek het maar dit is so, dis 'n gift, dis 'n ability en is verseker iets wat Jesus van ons vra om te ontgin. En natuurlik giftheid, party mense met daai ability meer as ander en dan die iKids bediening waar jou man ook betrokke is en Esther betrokke is en sien ons dat daai mense hierdie gift en dis wat Sondag gebeur het, jy weet, en ek sien dit in Jesus waar hy dan in daai omstandighede stop en dan sê hy moenie die kinders van my weghou nie. Bring them closer. Bring die kinders nader. Daar's soveel stories wat dit mooi illustreer en elke keer as ek daaraan dink, dan dink ek aan die geduld wat hy saam met dit het, maar die allowing vir daai spasie om te gebeur, daai oomblik stil staan en te sê, maar hierso is iets wat ek wil hê julle moet opstaan en kyk. Ek wil hê dat ons hierdie kindertjies die geleentheid moet gee, because that's our next generation. As hulle nie voel hulle het 'n plekjie om te belong nie, dan hulle gaan buite toe gaan. Hulle gaan op 'n ander plek iets kry. So dis belangrik om te sê dat, weet jy wat, ons het tyd vir kinders en ons maak dit special en dit is hier by die lighuis wat we did Sunday. Dit laat my dink aan 'n ander skrifgedeelte waar die disippels besig is om onder mekaar te stry oor wie gaan die grootste wees, wie gaan die belangrikste wees en dis baie keer ons groot mens ding, jy weet, hierdie is ernstig, hierdie is heilig, hierdie is belangrik, hierdie is en ons manier van dit aanbied is belangrik en ons, jy weet, en ons moet dit en dan het hulle hierdie discussion en dan sê Jesus, wow, nee, ek sê julle sê wie is die belangrikste en dan roep hy 'n kind nader en sê hy, tensy julle nie verneder, dis wat die woord daar sê. Ja, verneder soos een van hierdie en soos een van hierdie word nie, kan jy nie die koninkryk van God beerwe nie. En dan sê hy, hierdie is wat die belangrik is. En om soos hulle te word. En obviously, jy weet, en ek die klem op het lê, weet ons het te doen met die heilige God. Ons weet ons het te doen met die woord en al daai goed en dan met respek wees. Maar hoe lyk dit van 'n kind se perspektief af? Hoe lyk dit en hoe is dit inviting
as ons altyd net hierdie verskriklike ernstige front waar daar geen joy is nie, en dit is net jy weet ons praat van intimiteit met God as net hierdie deep worship wat dit ook is, en daar's 'n plek vir dit, maar as dit altyd net dit is, hoe inviting is dit dan en hoe resemble dit daai twee skrifgedeeltes waar Jesus self sê bring hulle na my toe, word soos hulle. Is dit nie, as jy 'n kind leer, die beste manier om hulle te leer is through play, making it fun, wanting them to engage, being there. Dit kan ook in 'n georganiseerde klaskamer plaasvind. Dit beteken nie dit hoef nie God se eer te erken nie. Dit beteken nie dit hoef nie daai goeders te doen nie. Dit hoef nie disrespectful te Dit wees hoef nie nie. disrespectful te wees nie. So dan dink ek, okay, maar daar moet 'n wêreld wees waar albei daai dan spasie het in die aanbidding en die teenwoordigheid van Weet jy, dink ek is ons probleem. Ons wil ons nie verneder soos een van hulle nie. Want jy weet ek eis hierdie aansien, ek eis hierdie respek, eis ek myself toe, soos die disippels sê, maar wie van ons is nou die belangrikste, jy weet, wie van ons moet raak gesien word. So imagine nou hierdie persoon, kom ons sê ek kom nou met my suit ingestap in hierdie kleuterskool klaskamer in, en ek eis die respek. En hierdie kinders hardloop rond en hulle gil en die een is hier en die een gooi 'n ding en dan wie vat offense? Ek neem offense en ek neem offense want dis nie in my framework van hoe respek lyk teenoor my nie, maar dis nie hoe God operate nie. In daai selfde klaskamer is daar 'n juffrou wat met daai kinders connect op hulle vlak en besef hoe respek lyk. En vir haar is dit fyn. Dit is, 'n vriendin vertel my die naweek, sy het 'n dansskool en alles na haar dogtertjie het 'n partytjie. En sy sê dit was die interessantste, georganiseerde partytjie wat sy nog gehad het, want sy is ook 'n juffrou vir baie van hierdie maatjies. En outomaties, wanneer sy haar mond oopmaak, is almal besig om op te spring en hulle kyk vir haar. En sy is nie die tipe persoon wat enigsins iets afdwing of, jy weet nie, daar's 'n relationship, daar's 'n gemak, daar's 'n lekker tydperk. Jy weet, as ons speel, dan speel ons en as ons leer, dan leer ons, maar dit is ook lekker om te leer. En ek dink dit is wat ons dalk kan aflei as dit kom by kinders, daai skrif wat sê, hoorie, so maar hier's iets wat julle kan sien, and humble yourselves in that, in the presence of God, want dan kom daai respek saam met dit. En dan bring terug na Sondag se diens toe, dis wat jy sê, is daar was 'n tyd gewees waar die team op die stage hierdie storie kon vertel en die kinders het geluister. Hulle het aan hulle lippe gehang. Jy weet, ek staan vir 'n minuut daarvoor en probeer iets verduidelik en die kinders hardloop rond, die groot mense luister maar hulle nie. Rousel is op die stage en die kinders luister. Jy weet, and that's what happening. En dan so daar's tyd vir van, daar's tyd vir alles, maar is tog respek. Dis tog die eer van God is daar en dan kom 'n boodskap deur en hierdie kindertjies kan geleer word. Ek wonder partymal hoeveel geleenthede ons mis om 'n inspraak in kindertjies se lewens te hê omdat ons verkeerde idee het. Ons het die idee as groot mense dat hulle verstaan nog nie. Of ons het die idee dat dis vir hulle net van en hulle leer niks nie. Ons het die idee dat jy begin eers leer wanneer jy self die Bybel kan lees en stil sit en dit is deel daarvan later in jou lewe, maar ek dink ons mis baie keer in die beginstadiums die waarde wat ons in kinders se lewens wil hê. Sou ons dit onthou met ons het afsak. Irene is gebore en obviously kry jy die wêreld se raad en al die goeders en dit. Maar van die beste raad wat ek kry wanneer ek sukkel om met haar te connect, laat my nou dink daaraan, is sak af. Gaan op jou knieë en vat 'n oomblik. Nou die oomblik wat jy doen, kos dit jou tyd, dit kos jou effort. Dit kos jou wat ook jy voel te ground onmiddellik in daai oomblik. Maar dis die beste tyd om dan te connect met jou kind wanneer jy hulle in die oë kan kyk op daai ouderdom. En ek het nooit dit geweet tot en met mense na jou eie kinders het nie, want jy leer obviously soos wat dit aangaan, maar ek dink daai kan vir twee kante toe gaan.
ons het nodig om te stop by ons volgende generasie Ja. en vir hulle voorbeeld te gee en te connect met hulle, want dit is die rede hoekom hulle sal wil bly die dag wanneer hulle 18 is en hulle moet kies. Mamma sê nou nie meer vir my ek moet kerk toe gaan nie, ek kan my eie keuse maak. Ja. And you want them to want to come. Ja. En is moments so Sondag wat die kinders sê, maar ek wil dit nie mis nie. Ek wil 'n maatjie nooi. En dan is dit daai selfe gedagte van om te stop. As jy kan stop, almal bly 'n kind van God. Ja. Nie net Ja, die ja. 5-jarig is nie. En dit om te kan Kom ek op 'n plek waar jy al daai goed kan toeskuif en die woord van God hoor soos hy daar staan en dit prakties maak en dit toepas. In geloof, sonder om dit te question, sonder om te wonder hoorie maar weet hoe pas my gedagte hierby in of hoe sonder om jou omstandighede eers te vat en te sê okay, maar as ek dit nou toepas, wat 'n impak het dit in my lewe, want dis hoe ons groot mense, ons probeer dit deurdink, ons probeer, ek sit vanoggend vroeg by Jesus en ek spandeer tyd met sy woord en lees vir Kennis is nie van kennis is goed, maar wat jy nodig het, is die openbaring van die Heilige wat jy nodig het om te leef. Want partykeer weerhou ons conceived, vooraf opgestelde preconceived ideas, weerhou ons van om die woord van God te ontvang en weerbraak te kry. Jy weet, ek het al mense bedien met die woord van God in sy eenvoudigste vorm en sê, maar dis wat die woord sê, doen net dit. En dan sê hulle soos, maar het kan nie so eenvoudig wees nie. Ons sê soos, maar dit is. Dit is, en dan sê die skrif iets moois. Hy sê, daarom het God hierdie mysteries weerhou van die wyses en slim mense en hy gee dit aan die eenvoudiges. Hierdie mysteries, hierdie openbarings word partykeer weerhou en dis nie God se hart of sy keuse nie, maar dit word weerhou omdat ons nie onsself humble tot op die plek waar ons kyk na die woord soos 'n kind en sê, as dit is wat die woord sê, dan moet ek dit apply. Dis so eenvoudig soos dit. Dis so eenvoudig soos dit. Simplicity, ek praat met Heilige Gees en ek is besig en volgende is dit my gedagte gewees. Die prentjie van Jona word, ek wil nie sê dit word op 'n melkvlak of 'n plek waar die kindertjies die woord kan ontvang. En ek en jy wil dit baie keer ingewikkeld maak, instead of just taking the simplicity of it. Ja. En dan die outline, dis al wat nodig is om dit te kan kry en dan kan Jesus met jou werk en jy kan daarmee deurgaan. So my favorite ding op kinders, wanneer ons praat oor kinders en ons praat oor skrif oor kinders, is die volgende: ons verloor ons ability of ons vergeet dit dalk so 'n bietjie om ons verbeelding te gebruik as groot mense. En ek stap Sondag weg en ek dink by myself dat dis so simpel dinge, so eenvoudige ding, maar wanneer laas het ek en jy gaan sit, ek weet nie hoeveel mense doen dit nie, is vir my baie lekker, en jou verbeelding gesit en gebruik om die prentjie wat ons in die skrif lees te skep. Dis lekker wanneer ons sulke goed doen en dit uitbeeld, of wanneer ons opvoedings en ek dink ek en as Jesus sê word soos kinders, dan is dit my eerste afleiding, is ons verbeelding en ons ability om ons verbeelding te gebruik raak weg. En hoe het jy dit nie nodig as dit kom by enige krag in die Heilige Gees om te kan dat daar is fasette wat ek en jy nie met ons oë kan sien as groot mense nie. And then it gets lost en ons mis dit, want ons gebruik nie meer ons verbeelding nie. Ons sit nie en ons verbeel onsself.
ek's half bang om te sê verbeel, want dit klink nie asof dit nou feit is, Maar maar dis eintlik 'n geestelike ding. Jy dit is sien presies, dit, jy ja. sien dit, jy sien wat dit kan wees. Dit is presies. Ja. Ons verloor dit want ons dink is bly net by 'n kind, maar wanneer jy in die gees sien, is dit presies wat Jesus vir ons probeer vertel, dink Ja. ek as kinders. Jy het nodig om weer jou verbeelding te kan gebruik, maar eintlik wat hy sê is, my kind, ek wil hê jy moet jou geestelike oë oopmaak. That's it. Jy moet kan sien. Ja. En dis so true, want die enigste koneksie wat ons het buiten die gees is verbeel. Jy verbeel jou. So as 'n kind, 'n jong kind, verbeel jy jouself, jy het 'n maatjie en jy speel met die maatjie, of jy verbeel jy is onderwyser, of jy verbeel jy speel vir die Springbok rugby en dan op 'n stadium dan sê die wêreld of iemand vir jou, hou nou op jouself dit verbeel, daar's 'n realiteit. En dan verwys hulle na wat nou gebeur. Ja. En dan verwyder ons onsself van daai verbeelding wat net speel is, na hierdie realiteit van wat ons nou beleef en dan word ons groot. En dan is alles daarmee in. Die tandemhuis, Kersvader, die hele hoeks, alles is daarmee in wat nou so real en what needs to be real. En yes, we need to grow up. Maar wat ek hou van wat jy sê is, iewers in hierdie hele trend het God ons geskape om op 'n stadium 'n kind te wees, om die konsep van verbeelding te verstaan en dan somewhere te verstaan dat wow, daar's iets soos verbeelding, dis nie verbeelding nie, is nie opgemaak nie, it's real, but it's spiritual. Ja. So ek hou daarvan want ek connect dit by die gawes van die Gees. Ek as ek bid vir genesing en om baie eerlik en oop te wees, maar as ek bid vir genesing en ek staan daar en ek kan sien, in my gees sien hoe die persoon genees word, dan weet ek ek's opreg. Vir my persoonlik. Maar wanneer jy my vra bid gou vir genesing en ek bid vir jou en ek doen die Jesus ding en ek die kerk ding, die Bybel ding en ek loop weg en ek stap weg personally. Ek sê nie eens 'n resep nie en ek loop weg en ek besef ek het nie eens daai genesing gesien nie. Dan weet ek was nie reël nie. Ek het gedoen wat vir my verwag word, ek het die Jesus ding gedoen, ek het die Bybel ding gedoen, maar ek was nie reël in daai moment nie. Hierdie was nie 'n Jakobus skrifgedeelte wat sê the earnest heartfelt prayer of a righteous man develops creates a lot of power, dynamic in its working. Dit was nie dit nie. Hierdie was sommer nou net 'n vinnige gebed. En moenie my verkeerd verstaan nie. Jesus werk deur alle gebede. Hy verbaas my elke keer oor hoe hy werk. Maar personally het ek nou gesien, wanneer ek stop en ek's regtig eerlik en opreg, dan kan ek sien. Ek kan sien hoe daai persoon gesond word. Ek kan sien hoe daai are oopgaan. Ek kan sien hoe daai hart herstel. Ek kan dit sien. En dis nie 'n verbeelding nie, want it's real. I can see it in the spirit. Yes. En wanneer ek dit sien, dan kan ek ook begin declare wat ek sien in die gees. So dis net by genesing. Maar jy love die profetiese kant. Wat se rol speel dit wat jy in die gees sien? In die power. So die oomblik wat ons dit sê, dan sê ek, okay, the moment you see it, you believe it. Ja. So as Dis 'n geestelike sending. Dis nie 'n fisiese 'n material sending. Nee. Dis eintlik what we see we believe. What we see we believe en so verkeer op 'n geen wetenskap agtergrond nie, maar hier's my opinie daaroor. Goed vorm op 'n onsigbare manier heel eerste. Ja. En imagine Jesus is besig om jou imagine te gebruik, jou geestesoor te gebruik en dan sien jy dit. En aan die oomblik toe ons 'n kind was en jy het gesê ek wil hierdie beroep hê. En jy het geglo en jy het pursue en alles. Hoeveel van dit het gevorm uit daai oorspronklike idee uit? En dan is my ding, wow, okay, maar hoeveel potensiaal is dit daar? En as ons daai begin snap en besef, because when you're seeing it in the spirit, you have the ability later to believe it. Ja. En dit vat om te glo soos 'n kind. Ja. Om terug te gaan na daai oortuiging as 'n kind. Dit is wat dit vat om te glo dat Jona in die vis was. Ja. Sondag ons beeld dit uit, is stories, ons love dit om daai te vertel want dit leer lekker vir kinders en al. Maar dan sê ek, okay, wanneer laas het jy dit gesien? Wanneer laas het jy dit geglo? En dan watse deel in jou lewe op hierdie stadium is jy nie besig om dit mee te sien nie. Jy's nie besig om te gaan sit met Jesus te praat en sê, okay,
what are you showing me? Wat het ek nodig om vas te maak? Want dis in daai oomblik wat jy 'n besluit maak en daai besluite lei na die realiteit daarvan and it grows. Ek het 'n 12 weke kursus gedoen van Bruce Wilkinson. Awesome. Dreaming. Ek kan nie die tema onthou nie, maar hy praat oor drome. En net vinnig opgesom is, hy praat oor die konsep dat Dawid sê die Here gee my die begeertes van my hart. Ja. En hy korrigeer die gedagte dat dit is ons begeertes, nou moet God vir my gee wat ek wil hê, en hy turn it around en hy sê nee, dis God se begeertes wat hy Dawid gegee het. Dawid acknowledge dit en dan bid hy en hy sê Here gee my dan dit wat U in my geplaas het, die drome wat U my gegee het, die begeerte wat U my gegee het, gee dit dan vir my want dis tog U drome. En hy het hierdie konsep en hy sê dis waar ons as groot mense fouteer en kinders nog nie fouteer nie. Kinders droom. En hulle het hierdie drome en ideale en hulle droom en dit word iets en that is the beauty of how God works. Ja. En wat jy sê, so ons moet weer begin droom. Ja. En as ons kan drome droom, dan kan dit 'n realiteit word. Enige entrepreneur daar buite gaan vir jou sê, dis jou antwoord. Ja, sit hom op 'n podcast. Sorry braai. So as ons kan drome droom en dis waar entrepreneurs dit suksesvol is, Ja. hè. Entrepreneurs verstaan die konsep dat jy kan nie iets skep as jy dit nie sien nie. As jy nie weet nie, jy moet deurdink, jy moet daaroor gaan. Visionaries. Jy moet dit visionary, dis hoekom dit 'n visionary is. So ons het hierdie gedagte, ons het dit en dan gou ons met dit. En selfs in jou beroep al is jy nie 'n entrepreneur nie, as jy jouself nie kan sien bevordering kry nie en 'n beter posisie sien, jy's daai ou wat daar voor staan. Jy's daai dan it's not gonna happen. Ja. En die vyand val so daai die vermoë om in die gees te sien. So ek dink aan wat Jesus bid en hy sê Vader, hy sê vir ons om te bid en Matteus 6 en dan sê hy bid so. Laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. So what are we praying? We say your will as it is in heaven. Dit wat een hemel beplan en doen in die hemel is nie In die deur bo nie, geestelike, is ja. in die geestelike. So dis reeds eers in die geestelike. Wys dit vir my sodat dit hier kan gebeur. And that's what it is en ek wil amper weer 'n bietjie wegbeweeg en kom na Sondag se boodskap toe. Maar dis die beauty daarvan is ons moet weer soos kinders begin glo in ons drome. Ons moet weer begin droom en visioene sien. Ons moet weer begin hoop hê en baie keer vat dit om soos 'n kind te word en sê wow. Verneder jouself man. Laat jou opinies daarmee heen. Al jou seer en al jou pyn en al jou teleurstellings is juis gewees daar om dit by jou te steel, jou ability om te droom en soos 'n kind weer te glo en hierdie dienste remind ons, Jesus kom en hy sê, wow, let's tone it down, Ja. is tyd om weer te droom. It's not that difficult. It's not. Ja, En dan dink ek, so, Jona gaan hierdie hele storie deur. Ons kry Sondag se boodskap en hy dink ek moes op 'n plek kom waar God se droom het hom obviously bang gemaak. Dis mooi. Hy het die ability gehad dat dit soveel so vir 'n oomblik om in 'n ander rigting gestuur het. Maar toe hy saam met die droom en die goeters die verhouding en die vertroue in God gesit het, ja, is dit vir my mooi en ons moet onthou om daai dan saam te sit. Ja. We can dream en ons kan Ja. sekere goeters, maar jy het nodig om daai begeertes van God in jou hart te sit. Dis mooi Ja. wat jy saam met dit sit, pastor, is dream but do it with God. ja, En Ja. weet dan hy loop op pad saam met jou. En Noag, Jona kom Sondag en wys dit net weer. ja. Wat kan gebeur en hy sien op die einde van die dag, dink ek net die groter prentjie en die plan. En daar is mooi. Vir my mooi is met die Jonas storie en Rose het daarin geraak, is Jonas op hierdie boot, hy het klaar aangejaag, hy het klaar probeer weghardloop van God, hardloop, en eintlik hardloop hy weg van God nie, hardloop weg van sy roeping, hy hardloop weg van sy purpose, jy weet, wat weet ons nog van Jona? Nie veel nie. So die deel van Jonas se skepingsdoel en die impak wat hy in hierdie wêreld gaan hê vir jare wat kom, gaan oor hierdie opdrag, hierdie moment wat hy moet gaan uitleef. En hy hardloop weg daarvan af. Hy vlug nie van God, hy vlug van sy purpose, van hierdie massive ding
wat God vir hom create het. Voor die grondlegging van hierdie wêreld het die Here gesê daar moet 'n Jona wees. Jona moet gaan en hy moet Nineve se harte change. Hy moet my gaan verteenwoordig. Ek het hierdie massive en is so, hy gaan so gehonour word. Hy gaan so en jy weet hierdie great things, maar Jona sien dit en hy sien hierdie droom, want dit is scary want hulle die Nineve het die gewoonte gehad om profete wat so intoe kom af te skien, soos ons 'n boksslag, hulle vel af te trek terwyl hulle lewend is. Scary as jy gaan oplees wat in Nineve wat hulle met die profete gedoen het. Ek persoonlik het al baie keer gedink, ek is baie bly ek's nie Jona nie. Ek's eerlik, ons judge dit hier van hierdie kant af, maar honestly as jy, soos jy sê pastor, as jy gaan kyk wat is dit, dan sê ek soos, ek verstaan dat hy nie wou nie. Ek doen. En daar's altyd 'n konsep van wat vrees create. Daar's altyd 'n konsep van 'n realiteit wat in jou droom moontlik kan gebeur. Ja. Of jy nou besigheid aanpak of 'n verhouding in 'n huwelik wil ingaan of jy weet ek praat gister met iemand wat deur 'n egskeiding is en hulle soos ek wil nie weer trou nie want wat van as dit weer gebeur? Wat van as ek weer so seer kry? Daar's altyd 'n mate van iets wat vrees create, soos by Jona en dis realiteit, dis wat gebeur het, dit kan weer gebeur, dit is moontlik. Maar tog deel van ons roeping, ons purpose, ook God ons gecreate het, is om hierdie vrees te counter. Juist om dit te face en vir die wêreld te wys, ons dien 'n God nie van vrees nie, van vreesagtigheid nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing en hierdie passie dit aan te pak en soos Jesus, soos 'n Dawid, soos 'n en jy weet 'n voorbeeld te wees. So nou is hierdie ding na Jona soos ek gaan nie dit doen nie. Nou is Jona op hierdie boot. Hy was ongehoorsaam, hy het probeer vlug en hy kom agter, hy gaan sterf anyway. Hy en almal saam met hom. Alles gaan in elk geval dit nie maak nie. Ek dink in besigheid hoeveel keer ek probeer vashou het aan 'n spesifieke konsep of 'n spesifieke besigheid en ek het so gehoop hierdie ding maak het en dit was so comfortable terwyl dit gewerk het. Jy weet terwyl Jona op die boot was en daar nie 'n storm was en ek hou daaraan vas en dan besef jy as ek langer hierin vashou, I'm gonna die with it. En dan kan ek maar net sowel dit vir die Here gee, hom vertrou, weer begin droom en sê ek gee dit oor in die hande. En in Jona se storie lyk dit so, Jona moet vir hierdie boot wat nou gaan ondergaan, sê vir die mense, gooi my oor. Nou baie mense dink dat Jona het daar gesê, okay, ek pleeg selfmoord. Dis fyn, dan stop ek dit hier, gooi my in die water, laat ek sterf. Maar dis nie Jona se geloof nie. Jona se geloof is vir julle om gered te word en vir my. Gooi my oor, want die God wat ek dien sal dan met my werk, met sy genade en sy liefde en hy sal sorg vir uitkoms. En Jona kies om in die donker watersee ingegooi te word, want hy vertrou sy God. Hy vertrou vir uitkoms, hy vertrou vir die onmoontlike wat ons nie kan sien nie, en jy kan dit nie sien nie, jy kan dit nie sien by jou werk nie, jy kan dit nie sien in jou huwelik nie, jy kan dit sien in jou gesondheid nie, maar hy vertrou God in hierdie donker storms, en dan kom 'n walvis en sluk hom in, kou nie aan hom nie. Hulle het duidelik gemaak Sondag, kou nie aan hom nie. Niks sushi geëet nie. Niks sushi geëet nie, hou nie van sushi nie. En hy spoeg hom uit op die walle, ons ken die storie en alles. Maar die lank af van die boodskap wat Rous hulle gebring het is die ompad. Ons kies so dikwels die ompad. Partykeer kies ons die ompad, partykeer staan ons voor die toedeur, partykeer staan ons te lank, partykeer wag ons net en alles, maar die Here het 'n plan met jou lewe. En al het jy al gefouteer, al het jy jouself teleurgestel, al dink jy het God teleurgestel, al het jy mense om jou teleurgestel, dit is nooit te laat nie. Die Here roep jou. There's a moment, a beautiful moment, wat jy jou purpose kan uitleef. Wat jy kan net deur te kies. En dit kan so scary wees, so spring in hierdie water in. Vertrou God net. Gee op. Gee oor. Gee op. Ek het 'n paar weke terug 'n diens gedoen oor gee op. Gee op. Ons gee op, ons gee dit vir die Here. En ons sê Here, ek kan nie meer nie. Slaan jou hande in die lug, gaan op jou knieë, verneder jou voor hom en roep hom uit na hom en sê Here, nou kan ek dit nie meer maak nie. My strength is weg, my comfort zone is weg. Dit word alles uitgebeeld in hierdie Jona storie in die waterval. En wanneer ons self in daai plek plaas, dan dink ek aan 2 Kronieke 7:14 wat sê, if my people that's called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will restore their land. And that's what God wants to do. Dis wat die Here wil doen. Hy wil dit restore. En hy roep jou terug soos 'n Jona. Kom terug na my toe. Maak oop jou hart vir my.
kom weer na 'n plek van geloof toe, 'n plek waar jy my vertrou soos nog nooit tevore nie. Glo weer die woord van God soos dit daar staan. Al het jy al seer gekry, al was jy al teleurgesteld, al het dit nie uitgewerk soos die woord sê het gaan uitwerk nie, vra ek jou en die Here vra jou, but Amen. maybe it wasn't the time. Miskien ons ken ten dele, ons verstaan ten dele, maar wat ons weet is dat die woord van God waar is. Amen. Dis werklik. En al wat hy van ons vra is keep on believing. Mm. Solank as wat daar nog lig in jou longe is daar En nog dit 'n dag, is- nog 'n kans, nie net vir jou nie, maar vir God om vir jou te wys dat hy is waaragtig en hy is betroubaar. He's got this. Failure doesn't mean dat jy dit nie gaan maak nie. Failure is in ons terme, jy weet, ek moet wegstap. If you failed, keep on pursuing. Ja. Ons liggame ken dit, is snaaks. Wanneer ons oefen, dan dink ons weet, oefen tot failure. Oefen tot jy nie meer kan nie, Ja. and then you get stronger in that process. En is dieselfde, as jy gefail het, daar's plek vir God in ons menslike plek. You didn't fail God. You didn't. No. En he will restore. Pastor, ek love it dat jy die failure ding inbring. Vir my is sukses een ding. Is gehoorsaamheid aan God. Hoe ook al dit uitdraai, In die may vlees. look like failure. Ja. It may look like failure to the world. It may look like failure to me. As long as I was obedient. Ja, dit gebeur dat ons baie keer nie obedient is nie. Ons kan dit erken. Ek het sonde gekies bo geregtigheid. Ek het die plesier van hierdie wêreld gekies bo verhouding en daai goed. It happens. It does happen. Maar dan is dit eenvoudig soos Jonah. Dan is daar altyd hierdie geleentheid om te sê, maar nou kies ek om terug te gaan. En dan moet jy besef, sukses is die oomblik wanneer jy vir God ja sê. Ja. Dan is jy suksesvol. Jou storie mag lelik lyk, maar jy is suksesvol. Jy's 'n suksesvolle besigheidsman, nie wanneer jy in die bank vol geld is nie. Nie wanneer jou besigheid 10 jaar of 100 jaar bestaan. Jy's 'n suksesvolle besigheidsman wanneer jy gedoen het wat Jesus van jou gevra het om te doen. En dit kan in hierdie oomblik iets eenvoudig wees. Jy's 'n suksesvolle kind van God, 'n man of 'n vrou as jy in hierdie oomblik net gehoorsaam het. Miskien die foon optel, die boodskap stuur, die vergifnis, wat ook al. Net hierdie stap maak jou suksesvol. Nie die feit dat jou huwelik nie gewerk het nie. Nie die feit dat jy nie behaal het wat iemand anders behaal het nie. Nie die feit dat jy in daai hospitaalbed lê nie of wat ook al of jy weet die mees puff body het in die gym nie. Dit maak jou nie suksesvol nie. Gehoorsaamheid aan God maak jou suksesvol en jy kan in hierdie oomblik kies om gehoorsaam te wees aan die Here en hy vergewe jou. Hy's altyd getrou. En net daar in daai moment staan jy in righteousness, in perfection met die Here, in Jesus Christus and he loves you and that's what he wants. That's all he wants. He's calling, ek het Sondag genoem, elkeen van ons is in Jonah. Ek wou jou antwoord die een aan die einde van die boek. Ja. Not the one at the beginning. Ja. We all start there, maar aan die einde van die boek is dis die Jonah waar ons op eindig. And we're allowed to have our journey. Ja. That's fine. It doesn't mean you failed. Ja. Ek challenge enige iemand wat sê ja, maar ek sal eendag bietjie met Eva 'n woordjie hê. Jy weet oor en bietjie na die vrouens se kant toe. En met Eva 'n woordjie hê want dit is as gevolg van haar dat ons met pyn moet geboorte gee en wara. En dan so ek challenge jou. Hoeveel keer in jou lewe, hoeveel keer net in die laaste week het jy nie na die Here geluister nie van die appel geëet? Hoeveel keer het jy nie so net deur jou resume vir die laaste week, dink ek nie jy sou beter gedoen het as Eva nie. En net so challenge ek enigiemand wat na Jonah kyk en dink, hierdie ou, ek challenge jou net die laaste week, net die laaste maand. Sê vir my hoeveel keer jy 'n Jonah was en nie na die stem van die Here geluister het en apply het wat hy wou gehad het nie. So ons is op hierdie Jonah trip, ek stem saam jou, ons wil graag die Jonah wees wat sê, ek sal gaan, maar ek gee jou 'n brief, jy gaan saam met jou vind, dan jy maar net weer op die boot en is soos, ek het nie gegaan nie, en it happens, but it's part of the journey. It is, it's keeping in that relationship, en jy is naïef as jy dink dat jy nie daai gaan tref nie. Jonah wat nie wil gaan nie, want hy wil nie hê die mense moet gered word nie. Hoeveel keer wat ook al jou calling is, wat ook al jy veronderstel is om te doen, huil jou hart nog vir die volgende persoon se siel, maak nie saak wat hulle gedoen het nie. So ons almal, daar's soveel voorbeelde rondom Jonah wat ons menslikheid vir ons aanspreek. But it's fine.
at the end, ek sal like om die Jonah te wees aan die einde van die Ek stem hoofstuk. saam. Elke Ek stem keer, saam. and getting to that muscle Ja. vinniger when you Amen. need to choose. Amen. So kom ons praat, ek stuur 'n boodskap net. My laaste woorde vir die 3 Jonas. Die Jonah wat weet wat hy moet doen. En jy sit daar buitekant, jy weet die Here sê vir jou, gaan dan Ninive, gaan maak reg, begin daai besigheid, doen jy weet, hou op, doen wat jy doen, want dit raak jou gesondheid aan. Wat ook al dit is, daai Jonah wil ek volgens sê, dis beter om nie die ompad te loop nie. Loop liewers die pad reguit Ninive toe. Kry dit oor en dan, doen wat die Here van jou vra. Sukses is gehoorsaamheid aan God. Dan wil ek praat met die Jonah op die skip. Daai Jonah wat besef, ek het dit reeds nie gedoen nie, en ek voel die volle konsekwensies daarvan. Ek lê in die hospitaalbed, ek sit in die middel van 'n egskeiding, my besigheid is bankrot, ek is depressief, wat ook al dit is wat jou skip is, daai Jonah, dis nie te laat nie. It's never too late. Ons God weet, ons God het 'n plan vir elke oomblik. Ons God word nie omkant gevang nie. He's got a way out. He's got a recovery plan. He's got a plan B vir jou lewe. Hy het vir my lewe gehad. Hy het nog steeds gereeld. To jump. And so he's asking you. He's asking you faith. He's asking you so much faith. Just step into it. En dan die Jonah wat op pad is Ninive toe. Die Jonah wat klaar gekies het, die Jonah wat sê, ek het berou, ek gaan terug, ek weet ek moet dit doen. Vir daai Jonah wil ek vandag sê, just keep on walking, keep on doing what God has called you to do, wees gehoorsaam, vat daai stap, hou aan stap, al gebeur dit nie vandag nie, it will happen. If it's not perfect, God is not done with it. En sommige goed is fine, en hoor wat ek sê, en dit moet fine wees, maar sommige goed gaan perfection bereik in die hemel, in die tyd hierna. But that's fine, that's better having that hope, and living in obedience, and seeing that hope, what Christ have for us at the end, than as wat dit is om hierdie short-term goals te hê, en dan bereik jy dit, en dan is dit in elk geval nie so glamorous nie. So keep on going, Jonah, and that's my message to you. Pastor, laaste woord van jou af. Amen. Just keep on imagining, know that he's there. Dream dreams, don't stop. Amen. Amen. Dankie dat julle saam met ons gekuier het. As hierdie vir jou kosbaar was, vir jou iets beteken het, stuur dit uit, tag iemand, like dit. Asseblief, jy kan help om die woord van die Here uit te kry na mense daar buite toe. Jy is miskien nie 'n pastoor nie, jy staan nie op die stage en op 'n Sondag nie, maar hierdie is jou stage. Sosiale media is jou stage. Asseblief, stuur dit uit, help ons die woord van die Here uitkry na buite toe. Lief vir julle, tot weersiens.